Ons is besig met ons reeks, saam met Jesus op pad na die kruis, wat ons in hierdie lydingstyd net help, om so klein bietjie meer gefokus te wees, om te sê maar, waantoe is ons op pad, en om onsself te herinner dat paaseiers en, jy weet, lekker kos en alles is, en vakansie, is alles 'n goeie deel van Paasfees, maar is nie al waaroor dit gaan nie. Inteendeel, dit gaan oor soveel meer, en dit is wat ons in hierdie reeks dan nou wil doen. Johan het toe ons, nou agter was so mooi gebid, en gesê, dankie vir hierdie lydenstyd, dat ons so 'n tyd het, waar ons onsself net weer kan herinner, dat dit iets is wat Jesus gedoen het, en wat beteken dat hy daarmee half empatie het met ons menslike situasie. Hy weet wat dit beteken om mens te wees. Natuurlik, sy hele lewe is deel daarvan, maar hierdie pad na die kruis is vir ons regtig 'n herinnering dat God weet hoe ons voel. Hy het 'n belewenis gehad fisies as 'n mens, wat dit beteken om mens te wees in moeilike omstandighede, in tye van nood. Nou vandag is ons tema op pad na die kruis deur Getsemane. Julle ken mos nou die verhaal van Jesus wat in die tuin van Getsemane is en weet hoe hy redelike angstige oomblikke daar beleef. En wat ook net regtig een van daai oomblikke is wat mens besef, maar Jesus het nie net pyn beleef, fisiese pyn nie. Gewoonlik as ons praat oor die kruisiging, dan fokus op die pyn. Hy het hierdie intense pyn beleef, wat definitief so is, maar hy het ook menslike emosionele pyn beleef, angs beleef. Nou, in ons tye van nood, voel ons nogal baie kere alleen. Ek dink dit is 'n ding wat met ons almal gebeur. Wanneer dit moeilik gaan by die werk, of wanneer dit moeilik gaan by die huis, of waar ook al die geval mag wees, het ons baie kere daai gevoel van, ek is alleen. Niemand anders is hier nie, niemand anders verstaan nie, niemand anders ken my pyn nie. En dis een van die goed wat ons as mense, ons wil graag hê iemand anders moet ten minste verstaan. Iemand anders moet ten minste hoor as dit met my sleg gaan. Nou, Henry Nouwen, is nou 'n teoloog wat al dood is, hy was 'n ou wat in die Katolieke kerk was, maar hy het die ongelooflikste boeke geskryf. En in een van sy boeke skryf hy dat wat mees persoonlik is, dit wat ek beleef, wat mees persoonlik is eintlik mees algemeen. Met ander woorde, dit wat ek beleef, en ek beleef, dis net ekke, en dis net ek wat so voel, en dis net ek wat so useless is, en dis net ek wat so pateties is, en bang is eintlik iets wat almal van ons beleef. Daai oomblikke wat jy voel, jy is alleen, niemand anders verstaan hoe jy voel nie, moet jy jouself herinner, dat dit iets is wat ander mense ook beleef. Ons praat net nie altyd daaroor nie. En ons is nogal almal geneig, dink ek, om redelike maskers aan te sit, sodat as dit nie met my goed gaan nie, het ek nog steeds 'n smile op my gesig, en niemand anders weet van die pyn en die lyding en wat ook al dit is waardeur ek gaan nie. En dan is dit vir my juist so mooi, dat ek in die Bybel kan gaan lees in die evangelies, van Jesus se reis, van hoe hy daai goed beleef het. Ek bedoel, as jy die lydenstyd begin fisies in die Bybel, dan begin dit met Palmsondag, nie met Palmsondag nie, maar waar Jesus in Jerusalem ingaan, ons vier dit op Palmsondag, maar waar hy begin, en dan huil hy hartverskeurend oor Jerusalem. En dan gaan hy na die tempel toe, en hy word kwaad, so kwaad, dat hy goed ek bedoel, ons het Jesus nogal mak gemaak, né? Maar dan kom hy nou in die tempel, en hy gooi goed om, en hy gooi die tafels om, en hy vaar letterlik daarin met 'n sweep of 'n slaanding, en dit kom uit 'n plek van frustrasie en van kwaadheid. Weet, daai emosies wat ons ook beleef. En dan word dit baie vinnig duidelik dat Judas hom gaan verraai. En die volgende oomblik, dan is Jesus in die tuin van Getsemane. Dis ons teks vandag, maar
'n mens beleef Jesus se alleenheid. Wanneer hy alleen op daai kruis is, wanneer niemand daar is nie, wanneer Petrus hom verloon het, wanneer hy daar verhoor word en verneder word, en waar hy aan die kruis hang, julle daai woorde, wanneer hy Psalm 22 aanhaal, en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Dis waarskynlik een van die emosies wat elkeen van ons al in ons lewens beleef het. Waar ons vra, Here, waar is U vir my? Hierdie lied het nou so mooi gesê ook, waar is U in hierdie wêreld? Dan is dit Jesus wat God self is, wat daardie woorde aan die kruis aanhaal. Dit is vir my so 'n mooi teks, so 'n mooi storie, en dis hoekom dit so 'n belangrike tyd is om te vier, nie net om te sien wat God vir ons gedoen het nie, dit ook, maar om ook ons eie storie in Jesus se storie te kan insien. Nou, ons teks is vanoggend uit Lukas 24 uit. Dis Lukas se weergawe, sy weergawe lyk 'n klein bietjie anders as die ander weergawes, maar ek gaan dit vir jou lees. Hier's 'n paar interessante goed wat hy doen, wat ek graag jou aandag op wil fokus. Maar kom ons lees eers daar, vanaf vers 39. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en die disippels kom, kry hy hom aan die slaap uitgebid van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kan kom nie. Nou, wat ek nou vir jou gesê het, hier's 'n paar interessante goed wat gebeur in hierdie teks. En een van die groot goed wat my aandag hierdie keer regtig, ek dink nie ek het al ooit oor die Lukas weergawe van hierdie gebeurtenis gepraat nie, al baie oor van die ander, maar wat vir my so weet tussen die oë geslaan het hierdie keer, is punt nommer 1, hierdie engel wat opdaag om hom te kom versterk. Hoe Jesus daar in sy droefheid sit, in angs sit, en hy's bang, hy gaan nie so ver van die disippels af nie, jy moet nog daar 'n klip daartoe kan gooi, dus hy het nog hierdie behoefte, hy wil homself afsonder, maar dit moet nie so ver wees nie, dit moet nog naby genoeg wees aan mense, want hy voel alleen, en hy voel bang, en dit is net daai absolute menslike emosies wat hy beleef, maar dan verskyn hierdie engel, en wat vir my aandag nogal getrek het, is dat dit voel amper asof vers 43 en 44 omgeruil moes gewees het. Né? Dit voel asof dit nie hoort, ek gaan weer vir jou lees. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak. Hoor julle wat ek sê? Vir een of ander rede voel dit of hy het in doodsangs gegaan en toe het 'n engel aan hom verskyn en hom versterk, maar dis nie die volgorde nie. Die volgorde is die engel van die Here het aan hom verskyn en toe het hy in doodsangs ingegaan. Hoe maak dit nou nogal sin? Dis nogal iets waarmee ek toe nou nogal sit en worstel, en ek het toe nog gaan kyk, jy weet, het die verse nie ergens bietjie de mekaar geraak nie, is daar nie iets daaraan nie, weet, hoekom is dit, die engel het verskyn, en toe het hy in doodsangs ingegaan. Dit voel tog asof dit anders moet weer. My vraag vandag wat ek aan jou wil vra, op grond van hierdie spesifieke teks, is wat as God ons nie altyd uit die krisis uithaal nie, maar dat hy ons juis versterk om daardeur te gaan. Wat as hierdie presies reg is, soos wat dit hier staan,
En dat wanneer die engel verskyn, wanneer God daar teenwoordig is, dit nie beteken dat alles gaan nou honkie-dorie wees nie, maar dat dit juis versterk sodat ons dan nou deur hierdie krisis kan gaan. Nou, ons het nogal 'n ander idee van wat dit beteken as God ons versterk. Dis hoekom ek so geworstel het met hierdie teks. Dis hoekom dit vir my so vreemd op my ore geklink het. Want ons het hierdie verwagting dat as God opdaag in my lewe, gaan my probleme weg. Is dit nie? Ons het hierdie hele idee van as God teenwoordig is, dan is my probleme nie meer daar nie. Of ten minste, dat as God teenwoordig is daar, al is my probleme nog daar, dat ek darm hierdie half 'n gerusheid kry. Maar dis nie wat met Jesus gebeur nie. Wanneer God opdaag, soos wat die teks dit nou vir ons sê, deur die teenwoordigheid van 'n engel, gaan Jesus juis in hierdie doodsangs in. Dis juis nadat God daar is al, dat Jesus sweet, dat die sweet soos bloeddruppels op die grond val. Dat dit nie gebeur, dat wanneer God ons versterk, jy weet, ons probleme net weggaan, of ons skielik net so, oomblik kry, en sê, okay, dis okay, whatever will be. Ek bedoel, dit is nie wat gebeur nie. En ek dink vir my, die groot en die mooi boodskap hierin is, dat wanneer God ons versterk, is dit baie dikwels nie om die storm te vermy nie, maar hy versterk ons om deur die storm te kan gaan. En ek dink dis presies wat met Jesus hier gebeur. Daai engelse teenwoordigheid, die spesifieke idee van die engel wat kom versterk, is presies hoe dit bedoel is om te wees, sodat Jesus hierdie pad wat vir hom voorlê, juis kan doen. Die doodse angs, die sweet wat soos bloed tap, is juis nodig om deur hierdie proses te gaan. Dit val nie lekker op ons ore nie, né? Want ons wil nie dit hê nie. Ons wil hê, as God teenwoordig is, moet alles makliker gaan. God moet dit vir ons makliker maak. Ons doen dit mos met ons kinders, né? Ons wil die lewe vir ons kinders so maklik as moontlik maak. Daar's 'n oulike beeld wat ek raak gelees het. En dit is die beeld van vlinders. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar as 'n vlinder in 'n kokon is, party mense boer met butterflies, met vlinders, né? En as jy daai ouetjie, wanneer hy nou reg is om uit te kom, as jy hom help, sê net maar jy sny die kokon versigtig mooi en jy help hom om uit te kom, dan ontwikkel sy vlerke nie sterk genoeg nie. Hy het juist daai worsteling nodig om so sterk as moontlik aan die ander kant uit te kom. En ek het dit gaan navors, dis regtig so. As jy hom help, dan gaan hy nie sterk genoeg wees om regtig te kan oorleef nie. En dit is vir my so 'n mooi beeld, en is dit nie presies wat met ons gebeur in moeilike tye nie? Dat ons juis hierdie worsteling nodig het om sterker aan die ander kant uit te kom. Dat die Getsemane oomblik in Jesus se lewe vir hom nodig was om die pad te kon stap wat hy moet stap. En dit is vir my ongelooflik dat dit is wat die Bybel ons leer, dat hierdie storie ons juist dit leer, maar die navorsing bevestig dit. Ons het, as dit net te maklik gaan, is daar op soveel vlakke wat ons nie ordentlik gevorm word nie, dat ons nie ordentlik kan groei nie. Wanneer ons Getsemane ervarings verdiep ons wortels. Daar is wetenskaplike navorsing wat daarop dui dat ons het hierdie tipe van stres nodig. Nou praat ek nie van stres wat jou siek maak nie. Ek praat nie van mense wat deurlopend in stres lewe nie, wat deurlopend in angs lewe nie, maar ons het hierdie oomblikke daarvan nodig om sterker te wees. Dit vorm ons karakter. Die navorsing dui dat daai paadjies in ons breine al hoe sterker en beter word as ons deur hierdie oomblikke kan navigeer. Dit verdiep ons empatie. Dis kom dit vir my so mooi was oor hierdie gebed van dat God het empatie met ons.
Hy kan empatie met ons hê, want hy het hierdie pad geloop. Wanneer ek en jy deur moeilike omstandighede gaan, dan kan ons onsself in ander ouens se skoene indink. Wanneer ons lewens maklik is dit vir ons moeilik. Ek dink is vir ryk mense baie moeilik, ek praat nou van baie ryk mense, baie moeilik om te verstaan hoe ander mense dit beleef. Dis hoekom mense sal net sommer sê, ag man, werk net vir jou geld. Want hulle het geen idee wat dit beteken om in armoede byvoorbeeld gedompel te word nie. Maar wanneer 'n mens daardeur is, wanneer jy daai belewenis het, dan verstaan jy. Wanneer jy deur 'n egskeiding gaan, dan kyk jy met baie sagter oë na ander ouens. Wanneer jy jou werk verloor het, jy weet, jy het empatie met ander mense, jy luister met 'n ander oor na dit wat die ander ou sê. Dit help ons met empatie. En dan 'n ongelooflike belangrike ding, en ons sien dit in Jesus se storie. Hierdie oomblikke van Getsemane help ons om op 'n plek te kom om net te sê ek gee oor. Nie ek is half gedrak en ek laat die daardeur dit nie. Dis nie waarvan dit gaan nie, maar om op 'n plek te kom soos wat Jesus gesê het, maar vat hierdie lydensbeker van my af weg. Maar Here, laat U wil geskied. Ons het nogal die behoefte om beheer te hê, né? Ek hou van beheer. Ek hou daarvan om te weet wat in my lewe gaan gebeur. Ek hou daarvan om beheer te hê oor my omstandighede, sodat ek op die ou end van die dag weet net kan voel ek is daarom agter die stuurwiel. Maar as 'n mens hierdie Getsemane oomblikke beleef, dan kom jy op 'n plek wat jy sê, maar ek het nie meer beheer oor my omstandighede nie. En al wat ek kan doen is om in hierdie oomblikke van angs net te sê, Here, ek vertrou jou. Ek vertrou dat jy weet wat gaan gebeur. Ek vertrou dat jy my deur hierdie situasie gaan kry, wat ook al die uiteinde gaan wees. Ons het dink ek, 'n hele, as gevolg van hierdie beheer wat ons wil hê, het ons 'n hele generasie geskep wat ons probeer toevou in watte wat nooit ooit weet regtig beleef hoe die wêreld werk nie. Hulle noem dit mos die helikopter ouers, né, helikopter parents. Dis daai ouens wat weet alles doen. As daar iets by die skool gebeur, is mamma daar. Mamma sorteer dit uit. As 'n juffrou lelik is, dan sy daar en jy weet jy werk dit uit. Niemand moet tog net jou kind boelie nie. Moenie hoor ek sê boelie is okay nie. Glad nie. Is glad nie wat ek sê nie. Ek sê net ons het nodig dat ons nie al ons kinders se probleme uitsorteer nie, want ons ontneem hulle van hierdie Getsemane oomblikke waar hulle kan groei, waar hulle vlerke bietjie kan oefen sodat hulle ook sterker daar kan uitkom. En wanneer ons dit nie doen nie, wanneer ons hulle nie daai geleentheid gee nie, het ons kinders wat minder kreatief is. Want wanneer jy in daai oomblikke is, werk jou kreatiwiteit baie meer. Ons verminder hulle veerkragtigheid, hulle kan nie, hulle het geen rebound in hulle nie, hulle kan nie terugkom en opstaan nie. Ons verminder hulle probleemoplossingsvaardighede. Dit verhoog angs en depressie. Die ironie daarvan is dat hierdie Getsemane oomblikke maak ons sterker, wat ook ons maak om minder vatbaar te wees vir angs en depressie. Ek praat nie van wanneer mense mediese depressie het nie, sê waarvan ek praat nie, maar hierdie depressie wat aangebring word deur goed wat met ons gebeur. As ons nie eers die Getsemane oomblikke het nie, dan gaan dit op die ou end van die dag wees waar ons gaan beland. Dit verlaag ons selfvertroue. Jy weet, hierdie kinders is afhanklik. Hulle kan nie self funksioneer nie. Daar's 'n hoër risiko vir substansmisbruik. En natuurlik het hulle swakker sosiale vaardighede. Hulle ontwikkel nooit ordentlik empatie nie. Ons het nodig om kinders groot te maak en om self mense te wees wat Getsemane oomblikke omarm. Wat sê, maar ons het nodig om hierdie vlerke van ons te oefen. Ons het nodig om ons kinders toe te laat om hulle vlerke te oefen, om uit hierdie kokon uit te kom, sodat hulle op die ou end van die dag die mooiste vlinders kan wees. Want die Getsemane oomblikke verander
ons lewens. God daag op in ons Getsemane oomblikke, nie om ons probleme uit te sorteer nie, maar ons te help om deur dit te kan beweeg. En Jesus kom wys dit vir ons so mooi. Hy kom wys vir ons, hy kom gee sommer vir ons 'n paar praktiese stappe. Hy kom wys vir ons dat ons in die eerste plek moet eerlik wees. Laat ons hierdie maskers wat ons so aansit moet afhaal en sê, op hierdie stadium, Jesus het nie vir 'n oomblik, ekskuus ek onderbreek myself nou, maar Jesus het nie vir 'n oomblik gehuiwer om sy hartseer en sy angs te wys nie. Jesus was eerlik, en hy was eerlik met God. En hy het gesê, Here, ek weet nie of ek kan sien vir hierdie pad wat ek weet ek moet stap nie. En daarom vra hy, kom, vat hierdie lydingsbeker van my af weg. Dis die eerste ding, is om eerlik te wees. Die tweede een is om gedurig deur in gebed te bly. Selfs al voel jy, maar die Here is nie by jou nie. Is om te sê, maar ek bly steeds in gebed. Ek bly steeds in geloof dat al sien ek nie die uitkoms nie, al weet ek nie hoe gaan die uiteinde hiervan lyk nie, ek vertrou God, ek bly in gebed. En om dan te sê, ek gee oor. Laat U wil geskied. En daardie pad, die pad van Getsemane, help ons altyd, veral ons wat nou in hindsight kan kyk, wat kan terugkyk om te kyk wat gebeur het, help dit ons om te sien, daai Getsemane oomblikke en al daai ander moeilike oomblikke loop op die ou end van die dag uit na die opstanding. Daai Getsemane oomblikke loop altyd uit op 'n oop graf. Wat ons net kom herinner, daar is altyd hoop. Daar's geen storm waarin jy is wat genoeg reën het dat dit vir altyd gaan aangaan nie. Never. Daar is geen storie in ons Christelike verhale wat eindig op wanhoop nie, want die eerste Christene het op Vrydag, wanneer dit die Goeie Vrydag was, wanneer die kruisiging gevier word, dan het hulle gesê, it is Friday, but Sunday is coming. So dis donker, maar Sondag is op pad, en Sondag gaan alles oor hoop en oor opstanding. Die pad saam met Jesus na die kruis loop deur Getsemane. Dit loop op na Golgotha, maar dit eindig by 'n leë graf. En dit is wat ek jou wil herinner vandag. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, en miskien gaan dit op hierdie stadium met jou goed, en dan sal ek saam met jou bly. Maar miskien sit jy hier en dit gaan rof, en niemand anders weet wat in jou lewe aangaan nie. En jy voel alleen, en jy voel dat daar niemand verstaan waardeur dit is wat jy op hierdie stadium gaan nie. En miskien sit jy selfs hier en jy voel, maar God is nie by jou nie. God is nie teenwoordig nie. Dan wil ek vir jou sê, God is teenwoordig. Hy is by jou. Hy is besig om jou te versterk. Hy is besig om jou gereed te kry, om uit hierdie kokon van jou uit te kom. En jy gaan op 'n stadium, en ek dink ek kan hierdie guarantee maak, né? Ek doen dit versigtig, maar ek dink ek kan. Jy gaan op 'n stadium, as jy nie gaan lê nie, as jy nie net gaan moed opgee nie, gaan jy op 'n stadium, op 'n plek kom, waar jy gaan terugkyk, en jy gaan kan sien, maar ja, die engel het opgedaag, God was teenwoordig, hy het my sterker gemaak, sodat ek deur hierdie moeilike tyd kan kom. Mag dit vir jou net 'n ongelooflike versterkende gedagte wees, om te weet, jy's nie alleen nie, God is by jou. Hy weet, hy ken die pad wat jy stap. En mag jy net absoluut weet, dat daar altyd hoop is, dat daar 'n opstanding is, en dat ons nooit net hoef moet op te gee, en te gaan lê nie. En as dit nou met jou goed gaan, mag jy eers wanneer die storm kom, en ons weet die storms kom, né? Slegte nuus, maar dis hoe die wêreld werk, dis hoe die lewe werk. As die storms kom, dan weet jy, God is daar saam met jou. En daai storm gaan ook uiteindelik ophou.
Kom ons sluit die oë en dan sluit ek vir ons af met gebed. Here Jesus, wat 'n ongelooflike verhaal is dit hierdie wat vir ons opgeskrywe is. Sodat ons kan weet, Here, dat U die God is wat nie net ver weg gebly het nie, wat nie net opdragte gegee het nie, wat nie net geskep het en wegbeweeg het nie, maar Here, dat U die God is wat by ons is, wat deur elke storm daarteenwoordig is, dat Here, dat U vir ons nooit, ooit alleen los nie. En dankie Here dat U ons versterk. Geef vir ons die moed om in hierdie oomblikke nie moedeloos te raak nie, maar aanhou voortbeer. Help ons om eerlik te wees. Help ons om op 'n plek te kom waar ons kan sê, laat U wil geskied en nie myne nie. Sodat ons mense van hoop sal wees. Sodat ons sterker aan die ander kant sal uitkom en vir die wêreld kan getuig dat U het opgestaan, U het werklik opgestaan. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.